Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom weer 'n keer van my kant af by vanoggend se diens. Kom ons raak stil en dan begin ons saam met gebed vanoggend. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vanoggend in U naam en in U huis kan kom vergader. Here, dit is nooit lekker om slegte nuus te kan ontvang. Maar vanoggend dink ons besonder aan Eileen se familie, die afsterwe van haar gisteraand. Here, maar nie net in die familie nie, ons dink aan die vriendekring en so ook in elke huishouding waar daar nie vreugde is nie. Here, en dan is ons gebed ook in die huis waar daar vrede is, waar daar vreugde is. Dankie daarvoor. Ons weet, U hand is oor alles en U is in beheer van alles rondom ons. Ons loof en prys U groot naam daarvoor. Amen. Geliefdes, as foto gaan ons vanoggend saam na 'n video kyk. Lees die woorde saam en as jy later voel om te sing, maak so gerus. Is dit nie lekker om te weet dat die Here leef en elkeen van ons leef saam met hom? Broers en susters, genade en vrede vir elkeen van julle, van die Vader wat ons geskep het, van die Seun wat ons verlos het, en van die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is. Amen. Ons sing loflied
158 verse 1 tot 3 saam. Ons sing dit. Broers en susters, oral waar 'n mens gaan, is daar maar reëls en regulasies. As jy vat by jou eie huis, dan is dit jou reëls wat daar geld. As jy in 'n winkelsentrum gaan, dan is daar ook reëls wat geld. En so is daar reëls en wette ook in ons lewens. En die Here self het hierdie wette voorgeskryf. Nou, ons hoef dit ook nou nie te sien as 'n klomp moets en moenies, of mag en mag nies. Die Here se wette is daar vir ons om te gehoorsaam. En ons gehoorsaam die wette, juis uit liefde. Kom ons luister wat word in Romeine 13 vers 8 tot 10 vir ons voorgeskryf. Die opskrif is: liefde is die volle uitvoering van die wet. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Geliefdes, het ons die wet nagekom in die week wat verby is. Net jy sal weet. En daarom gee ek u volgende geleentheid 'n minuut van stil gebed, waar u dit self uitklaar tussen u en ons Hemelse Vader. Ons bid.
Amen. Ons sing ons volgende lied, sit in saam, as volgende is. Volmaakte God, herinner my gereeld dat in U oë mislukkings nooit finaal is nie. U genade stel my in staat om my met my mislukkings konstruktief om te kan gaan en met ander se foute geduldig te wees. Here, as dit U wil is, laat dit so wees. Amen.
Die tema van vanoggend se prediking is jy kerk of is jy 'n kerkmens? Kan ek 'n bietjie anders stel? Is jy besig met die dinge van God? Of vergeet jy van God van die dinge? En dan gaan vir ons lees in die Matteus Evangelie, in besonder Matteus 16, en ek lees vir ons verse 1 tot 12, in die 2020 vertaling. Die Fariseërs en die Sadduseërs het toe nader gekom om hom te toets, en hom gevra om vir hulle 'n teken uit die hemel te wys. Daarop het hy hulle geantwoord: in die laat namiddag sê julle, dit sal mooi weer wees, want die hemel is rooi. En vroegoggend, vandag is dit stormweer, want die hemel is rooi en dit raak betrokke. Julle weet dus hoe om die voorkoms van die hemel te beoordeel, maar nie die tekens van die tye nie. 'n bose en owerspelige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. En hy het hulle agtergelaat en weggegaan. Toe die disippels na die oorkant vaar, het hulle vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê: pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het toe onder mekaar bespiegel en gesê: ons het nie brood saamgebring nie. Jesus het agtergekom en gesê: klein gelowiges, waarom redekaal julle so daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nog steeds nie? Onthou julle nie die 5 brode vir die 5000, hoeveel mandjies julle bymekaar gemaak het nie? Of die 7 brode vir die 4000, hoeveel mandjies julle bymekaar gemaak het nie? Hoe kan julle dan nie begryp dat ek nie oor brood met julle gepraat het nie? Nee, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Toe het hulle ingesien dat hy nie bedoel het, hulle moet vir die suurdeeg van die brood op hulle hoede wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Tot sover. Salig is die van ons wat die woord van die Here ter harte neem. Nou, in die Matteus Evangelie is dit duidelik hier te sien dat Jesus die disippels skool en ook onderrig. En nou vanoggend hier in hierdie kerkgebou is dit ons beurt om so 'n bietjie geskool te word. En die risiko wat ons hier loop is dat ons dalk ons eie weergawe skep van dit wat Jesus mense leer. Of ons verdraai dit sodat dit ons kan pas. Ander kere reageer ons dalk deur onsself te verdedig omdat ons skuldig voel en sensitief geraak het oor 'n sekere iets. En dan kom daar misverstande. 'n Mens sien dit ook hierso by die disippels. Julle sien, en luister dan agter, ons groot versoeking is om te fokus op dit wat ons nie het nie, in plaas van om te fokus op hom wie by ons is. Kom ek plaas onsself op in die disippels se skoene. Kom ons sê, ons aandag word afgetrek en ons vergeet om brood te koop. Dit voordat ons saam met die meester in die skei neem om oor die meer te vaar. Die Here Jesus, terwyl hy saam met ons in die skei is, maak 'n opmerking oor suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs.
En dadelik dink ons, dit gaan oor die brood wat ons vergeet het om te koop. En ons praat nie met die Here daaroor nie. Ons praat ook nie oor ons vergeetachtigheid nie. Ons praat onder mekaar en ons aanvaar sonder meer. Dit gaan oor die brood. Dit is die brood waarop die Here sin speel. En ons mis die punt totaal en al. Ons raak so angstig en ons stry onder mekaar, want ons die brood vergeet. Terwyl in die skyn waarin ons vaar, saam met ons is die Here. Dieselfde Here wat 'n dag of so van tevore vir 'n tweede keer 7 brode en 'n paar visse gevat het, God vertrou het en toe die skare van oor die 4000 mense kos gegee het. Genoeg kos, sodat daar mandjies vol oorgebly het. En iewers mis die disippels, en kan ek maar sê, ons ook die punt. Broers en susters, ek wil dit graag net weer 'n keer sê. Dit is so interessant. Die disippels, hulle het gesien hoe die Here 5000 mense kos gee, met 5 brode. En nog by 'n geleentheid met 7 brode vir 4000 mense kos gegee. En by elke geleentheid het daar mandjies vol kos oorgebly. En as jy nou so teruggaan in die dele wat ons lees, dan lees jy, as Jesus sê, gee vir die mense kos, dan gaan die disippels, hulle maak sommetjies, en hulle maak nog somme, en hulle raak stil, en hulle gaan maak weer 'n keer die somme, en hulle kom op by die gevolgtrekking, dis onmoontlik. Die bietjie wat hulle tot hulle beskikking het, is nie genoeg nie. En 'n mens moet saam met hulle stem. 7 brode en 'n paar visse is definitief te min as ons na die tweede verlede van brood en visse kyk. Maar na die vorige keer toe hulle net 5 brode en 2 visse by mekaar kon skraap, en die Here met hierdie hopeloos te min gaan sit en bid het, die seën gevra het, en 5000 mans plus vroue en kinders hulle vol geëet het. En dan daar na die tyd 12 mandjies vol oorgebly het. Na dit moes jy daarom geweet het dat as die Here sê, gee vir die skare kos, dan is 7 brode en 'n paar visse definitief genoeg. Julle sien, die keuse is, waarteen kyk ons vas? Die disippels het teen die werklikheid vasgekyk. Hulle het nie genoeg gehad om mense meer kos te gee. Jesus kyk na wie by hom is, en dit is God. Jesus kyk op na die hemel en vra die seën, en die bietjie wat hy in sy hande het, word baie. Die disippels raak angstig, omdat hulle nie brood het nie. En dit, terwyl die Jesus wat skare voed, saam met hulle nie dood is. Broers en susters, van ons eie kerkraadslede en gemeentelede, raak so die angstig oor ons besaar wat voorlê. So raak angstig oor ons gemeentes finansies. Ons raak angstig oor erediens bywoning.
En dit terwyl die Jesus wat skare voed in elkeen van ons woon. Rarig, dit is so. En nou het ek die geleentheid om oor jou geloof en oor jou lewe te praat. Waar in jou lewe is hierdie tendens waar? Waar is jou oog nie op die Here nie, maar op mense en op omstandighede geplaas nie? Ek sê nie, maar nie verkeerd verstaan nie, vat kanse en gaan doen wat jy dink is goed nie, want die Here sal aan sorg. Ek sê dit glad nie. Nee, ek sê, gaan vra vir die Here en doen wat die Here van jou vra. Al lyk dit wat hy van jou vra, of dit onmoontlik gaan wees. Ek is bewus van die disippels se verantwoordelikheid, en dit was onder andere om seker te maak dat daar brood sal met hulle op die skip gaan. Ja, die disippels het opgeslip. En ek sien ook raak dat die Here later maar die spreekwoordelike waar die drif moes trek. Maar broers en susters, ons is niks beter as die disippels nie. So laat ons hulle nie oordeel vanoggend nie. Ook elkeen van ons doen wat ons nie moet doen. Ook ons slip uit. En ek gaan nie vanoggend oor my of oor enigiets anders nie, maar oor wat ons moet leer. En dit is dat ons nie op ons tekortkominge of dit wat ons nie het nie moet fokus nie, maar eerder ons oog op die Here rig. In verse 1 tot 4 probeer die Fariseërs en die Sadduseërs Jesus versoek. Hulle vra Jesus om vir hulle 'n teken uit die hemel uit te gee wat 'n wonder doen. Dit ten spyte van al die genesings en al die wonderwerke wat hy konstant gedoen het voor hulle, vra hulle nog steeds vir 'n teken. Die disippels aan die ander kant het al die tekens al gesien. Hulle vra nie vir 'n teken nie. Hulle glo eenvoudig dit nie. Nou op daardie punt was die disippels en die Fariseërs en die Sadduseërs dieselfde gewees. Die een wil 'n teken hê om te kan glo, en die ander een glo nie ten spyte van al die tekens nie. Ons wees so die sagter op hulle en ook op onsself. Die punt is dat ons in ons geloof nog nie anders begin kyk nie na die lewe. Ons geloof het ons nog nie gebring in dit wat God kan doen. Ons glo wel, maar ons tree nie met geloofsvertroue in God op nie. En as ek 'n verskil vanoggend moet soek tussen die Fariseërs en Jesus en die disippels en ons, dan is dit die feit dat Jesus so naby aan God gelewe het, dat hy presies geweet het wat sy Vader se wil is, en dan dit ook gedoen het. En Jesus het dit gedoen, want hy het baie gebid, en hy het geluister as sy Vader praat. Vroegoggende, eenkant alleen, aan die bid. Voordat groot keuses gemaak word, of die uitdagings van die dag oor die lewe gekom het Jesus die nag vooraf in gebed gebring. Mens, ons is nog nie daar nie. Ons vertroue in God, ons vertroue in God se liefde vir ons, is baie ver van waar dit moet wees. Maar wat was die punt wat Jesus nou eintlik gemaak het met sy opmerking? Jesus wou die disippels waarsku teen die dwaalinge van die godsdienstige leiers van daardie tyd.
En hy gebruik bekende beelde om sy punt te maak. En is dit eintlik 'n baie mooi beskrywing hierso. Suurdeeg. In ons gemeente vanoggend is daar nie 'n persoon wat in 'n bank sit nie, wat nie bak nie. En julle sal saam met my stem dat suurdeeg is 'n wonderlike besluit. 'n bietjie suurdeeg kan die hele bak meel verander. En nou sê Jesus, pas op vir die Fariseërs en die Sadduseërs se suurdeeg. Oppas vir hulle wat hulle leef en wat hulle vir mense voorskryf. Die Japaneese nasie sê 'n vis vrot van sy kop af. Die suurdeeg van die geloofsleiers se lewens en woorde maak dat die res van die mense hulle nadoen en dan op so 'n manier kom hulle in die moeilikheid by God. Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld in ons eie land. Misdaad. Misdaad floreer in ons land, want te veel van ons sogenoemde leiers in hierdie land is korrup. So, wat sê die mense? As hulle dit kan niemand aan ons ook doen. Nou mens, dis 'n voorbeeld van slegte suurdeeg. Die disippels was ook so aards in hulle denke. Nou suurdeeg word positief of negatief gebruik. En negatief is dit dat een skewe woordjie wat iemand van jou sê, en dan wil jy alles stop. Byvoorbeeld, iemand sê vir jou plan is onmoontlik, en nou los jy alles in hande. Dit is negatief suurdeeg. Maar suurdeeg kan ook positief wees, en dit is soos die koninkryk van God, is soos suurdeeg wat 'n vrou in meel sit, en dit rys die stokkel vol. 'n voorbeeld hiervan is dat wanneer jy met geloof optree en iemand anders begin jou voorbeeld navolg, dan kring dit al hoe meer. Broers en susters, ek en jy is geloofstories kan suurdeeg van die koninkryk deur hierdie gemeenskap laat strek. En dit kan die gemeenskap rondom ons verander. Of nie. En die nie sal wees, omdat ons die hele tyd gaan vaskyk in wat ons nie het nie, in plaas daarvan om na God te draai en tot hom te bid. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Soos in die hemel en so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook die vergewe wat teen ons sondig. En dan kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Was nou die geleentheid om nou op te sê.
Here, dit wat ons gee, kom van U af. En daarom gee ons met liefde. Here, maar ook dit wat ons gee, sit ons aan U voete neer. Help ons om te lewe met die wete dat U in elkeen van ons woon en dat U wil sal wees. Amen. Geliefdes, ons sluit af met ons slotlied 1:9. Grote God aan U die eer, en ons sing daarvan vers 1 tot 3. Daarna dat die ontstaande bly vir die uitspreek van die seën en ook dan ons wegsendings. God die Vader sal julle altyd lief hê. God die Seun sal julle altyd genadig wees. En God die Gees sal julle troos en in elkeen van